Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanmôre. Is lekker om almal van julle te sien. Ek vertrou dat jy 'n mooi week gehad het en dat ons vanoggend 'n lekker dag het. Dis baie lekker om julle vanmôre hier te sien en mag die Here se saam wees ons vanmôre inspireer en mag sy krag in sy woord ons harte vul. Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Amen. Broers en susters, die Here groet u vanmôre en hy sê vir u, genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin ons erediens vanmôre met 'n lekker lied, met lied Vlam, met Vlam 206 en ons sing daarvan vers 1 en vers 2. Ons gee hom net gou kans, daar is hy. My hande hef ek op na u. Jy ken hom goed. Kom ons staan broers en susters, Vlam 206 en ons sing daarvan vers 1 en vers 2. Broers en susters, die lied wat ons sopas gesing het, daar kon nie 'n beter inleiding gewees het vir ons preekgedeelte vanmôre nie. En voor dit die wet van God. Ons het twee stukkies gesing vanoggend in hierdie lied en ek wil dit vir u lees en ek weet nie of ons altyd bewus is van dit wat ons sê en dit wat ons sing nie. Ek wonder of ons altyd bewus is van dit wat ons sing of bedoel ons dit wat ons sing. Ons het in die eerste vers gesing, voor u o Heer, lê ek nou my lewe neer. In die tweede vers het ons gesing, u wil ek my lewe wy, gehoorsaam my in u verbly. Broers en susters, ons het dit gesing vanmôre voor die Here. En met dit in gedagte wil ek graag die wet van die Here vanmôre lees uit die boek 1 Korintiërs uit. Die brief wat Paulus skryf aan die gemeente in Korinte. En dan sê hy vir hulle, hoe lyk dit as jy ernstig is oor dit wat jy vanmôre gesing het? As jy vanmôre sing, en jy bedoel dit, en jy sê dit met jou woorde, en jy bedoel dit met jou hart, ek wil my lewe aan u wy. Hoe lyk dit? 1 Korintiërs sê Paulus, hy sê, nou wys ek julle wat dit beteken. Hy sê, nou wys ek julle wat dit beteken, om met my lewe aan God toegewy te leef. Wat beteken dit, om vir u te leef? Hy sê, nou wys ek julle wat die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie, en al ken ek al die geheimenisse, en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek alles wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Die liefde is nie afgunstig nie. Dit is nie grootpraterig nie en dit is nie verwaand nie.
Die liefde handel nie onwelvoeglik nie. Dit soek nie sy eie belang nie. Die liefde is nie liggeraak nie. Die liefde hou nie boek van die kwaad nie. Die liefde verbly hom nie oor die onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles en dit verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie. En nou, geloof, hoop en liefde bly. Hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde. Ek gee nou 'n paar oomblikke van stil gebed. Ons Here God, mag ons aangeraak wees deur U liefde vir ons. Here, as ons vanmôre stil word en ons luister na die wet en ons hoor die gebod van liefde wat vir ons uitgepak word, Here, dan kom staan ons skuldig voor U vanmôre. Here, ek wonder baie keer by myself, neem ek my geloof ernstig genoeg op? Doen ek genoeg moeite, Here Jesus Christus, met my verhouding met U? Absorbeer U my lewe in alles wat ek doen. En Here, daarom wil ons vra dat U ons vanmôre vir 'n oomblik stil sal maak in ons binneste. Here, en mag U liefde vanmôre in ons ego, maar mag ons onsself ondersoek om te vra, Here, leef ons vurig met hierdie liefde wat vir ons in U hart brand. Leef ons vurig met hierdie selfde liefde vir U en ons naaste in ons hart. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons doen ons skuldbelydenis vanmôre met lied 239, die 3de vers. Leeg net met my sondelas, hou ek U verdienste vas. Ek kom om vergewing vra, U het ook my skuld. Ons skriflesing vanmôre kom uit die boek Johannes uit, die Evangelie van Johannes. En ons gaan net een vers saam lees, Johannes 14 vers 15, en dis op bladsy 145 in my Bybel, Johannes 14 vers 15, bladsy 145 in my Bybel. En daar het hy die tema, 2 pille. Terwyl ons so sit, kom ons vra die Here se seën vanmôre op die woord. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, Here, as ons in stilte nou kom neerbuig voor U, dan wil ons kom vra, Here, breek asseblief U woord vir ons oop. Here, U woord staan vas van geslag tot geslag. U verbond en U liefde vir ons is onbreekbaar van die begin van tyd af. En Here, daarom wil ons vanmôre in U liefde kom stil word. Ons wil vanmôre kom stil word, Here, as die kinders wat ons hande na U toe wil uitstrek en wil sê, Here, hier is ek. Vat my. Maak my lewe nuut, maak my lewe rein. Here, ek wil kom staan vanmôre voor U en vra, ondersoek my. Toets my, Here. Jesus, toets my liefde vir U. Ons is so vinnig om onsself U kind te noem. Maar Here, leef ek as U kind. Breek vanmôre U woord en U wil vir ons oop in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing vanmôre kom uit die boek Johannes uit, Johannes hoofstuk 14 vers 15, bladsy 145 in my Bybel. Broers en susters, ons het so ou gesegde as dominees. En ek onthou toe ons jong studente was, het ons professore altyd vir ons hierdie uitdrukking gegee. Hulle het altyd vir ons gesê, in die NG Kerk kan jy preek oor enige iets, behalwe oor een ding. Jy kan oor enige iets preek, behalwe oor een ding. En daardie een ding is 20 minute. Jou preek mag nooit oor 20 minute gaan nie. Nou ek het al 'n paar keer in my lewe daai wet gebreek, maar ek wil vanmôre, dink ek nie is 'n baie lang preek nie, maar ek dink is 'n intense preek.
Ek dink nie vanmôre gaan ons vir ure hier sit nie, want die woord van die Here is partykeer so eenvoudig, partykeer so reguit, dat 'n mens verstom staan oor hoe eenvoudig die Here sy wil aan ons bekend maak. En daarom lees ek graag vanmôre vir ons Johannes hoofstuk 14, net een vers, en dit is vers 15. Jesus is aan die woord. Hy praat self, en daar waar ons sit vanmôre, wil ek amper vra, verbeel jouself, Jesus staan hier voor u. Verbeel jouself, Jesus praat hierdie eie woorde. Ek wil amper vra, moenie my stem hoor nie. Dink vir jouself, hoe sou Jesus se stem klink? En dan vergeet jy heeltemal van my stem, en hier in die kop, in die ore, hoor u Jesus wat praat. Hy sê die volgende, hy sê, as julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. As jy my liefhet, sal jy my opdragte uitvoer. Ons skriflesing net daardie vers. Nou broers en susters, ek het vanmôre 'n klein sakkie saamgebring. Nou, dit lyk baie spesieus as 'n mens so 'n sakkie uit jou sak uithaal, maar ek beloof hier's niks spesieus hier aan nie. Hier binne-in het ek 2 pille volgens. Nou ek wil hê, jy moet vir jouself indink. Verbeel jouself, jy het vanmôre 'n ernstige siekte. Dis 'n dodelike siekte wat 100% verseker tot jou dood sal lei. Verbeel jou vanmôre, jy's terminaal en dis verskriklik. En ek het 2 pille hier vanoggend. Die een pil is die pil wat jou lewe kan red. Die bestanddele van hierdie pil 100% seker. As jy hierdie pil drink vanmôre, gaan jy gesond word en gaan jou lewe gered word. Dis die pil van redding. In hierdie hand het ek 'n Tic-Tac. Ek weet nie wie van julle ken Tic-Tacs nie. Baie lekker en soet, partykeer so 'n bietjie minty en partykeer so 'n bietjie brand, hang af wat jy vat. Maar alwaarvoor hy goed is om jou asem te laat lekker ry. En as ek hierdie 2 pille vat vanmôre en ek hou dit vir jou, en jou lewe is in gevaar, jy het hierdie siekte, en ek sê vir jou, watter pil wil jy hê? Watter pil wil jy drink vanoggend? Sal jy vir my sê, ag Rian, weet jy wat, dit maak nie regtig saakie, jy kan kies. Gaan jy vir my sê, as jou lewe op die spel is, Rian, gee vir my die Tic-Tac, ek weet hy beteken nie veel nie, maar ten minste is hy lekker as hy in jou mond is. Hierdie pil is nie so lekker nie. Natuurlik gaan jy dit nie sê nie. As jou lewe vanmôre op die spel is, of jou kind se lewe, of jou vrou, of jou man se lewe op die spel is, gaan jy vir my sê, Rian, gee my onmiddellik die pil wat my lewe kan red. Gee my onmiddellik hierdie pil wat my gesond kan maak. Ek wil dit onmiddellik drink. Rian, gee my die pil van redding. Die Here wil vanmôre na jou toe kom en hierdie 2 pille voor jou kom hou. Die pil wat redding gee, en dalk die soetpil van die lewe wat net maklik in ons mond afgaan. En die vraag is, watter pil gaan jy vanmôre drink? Watter pil gaan jy vanmôre kies, as die Here vanmôre voor jou kom staan en hy sê, watter hand kies jy? Want elkeen van ons ly aan 'n dodelike siekte. En ons noem dit sonde. Elkeen van ons broers en susters, in ons wese, in ons siel, dieper as in ons DNA, in ons diepste wese van ons siel, ly ons aan 'n siekte wat bekend staan as verdorwenheid. En alle mense is besig om te sterf van daardie siekte. Maar daar is 'n pil wat jou gesond kan maak. En Jesus is daardie redder. Al ons hoop, ons enigste hoop, is in hom. En daarom sê hy vanmôre, as jy my liefhet. Hy sê, as jy my liefhet, as jy hierdie pil wil drink, as jy my liefhet, sal jy my opdragte uitvoer. Ek dink baie keer as ons na die wêreld kyk, en ons kyk na mense se lewens, dan wonder ons, hoekom kies mense die soet pilletjie van die lewe? Want dit lyk vir my baie keer, as ons kyk en ons sien, maar hier's die pilletjie van die lewe, of hier's die weg van die lewe, Jesus Christus, en hier is die soetpil, dan kies mense eerder die soetpil van die lewe, die maklike pad, die soetpad,
die breëweg. En ek dink hier is omdat mense nie wil lewe nie, ek dink net dis omdat hulle die soetkant van die lewe eerder wil hê. Maar Jesus kom vanmôre en hy sê, ek is die redder. Ek is die enigste redder. Ek is die enigste een wat jou kan red. En as jy my liefhet, moet jy al my opdragte uitvoer. Ek het so rukkie terug in 'n artikel gelees oor 'n statistiek. Ek kan nou vir julle sê, ek weet nie hoe hulle dit bekom het nie, maar dit was my baie interessant en ek dink nie noodwendig dit is ver van die merk af nie. Hulle het 'n statistiek gegee wat sê in Suid-Afrika rofweg in die groepie wat hulle ondervra het hulle agterkom dat omtrent 82% mense in Suid-Afrika identifiseer hulle as Christen, op watter vlak ook al of watter kerk ook al. En wat hulle toe gesê het is, hulle vra toe verder vir hierdie mense wat sê hulle is Christene, vra hulle toe, hoeveel keer 'n week lees jy die Bybel? En die helfte van hierdie 82% wat hulle toe ondervra het, sê toe dat omtrent die helfte van hulle lees Bybel 1 keer 'n week. En toe doen hulle so kort Bybel vasvraatjie. En hulle kom toe agter dat minder as die helfte van die helfte kon 'n gelykenis en 'n wonderwerk van Jesus opnoem. Minder as die helfte van mense wat hulle Christene noem, kan 'n gelykenis of 'n wonderwerk van Jesus opnoem. Dit gaan nie eers oor die boeke van die Bybel nie. En die vraag is hoekom? Ek dink een van die groot redes vandag waarom ons nie die wonderwerke en die gelykenisse van Jesus ken, never mind sy wil, is omdat ons podcast Christene geword het. Instagram Christene, dagboekie Christene. Ons vat in die oggend ons dagboekie en ons lees dit en ons dink ons is verskriklik gelowig as ons dit doen. Ons luister 'n gelowige podcast en ons dink nou het my geloof diep gegroei en nou het ek gegrawe in die wil van die Here. Maar ons kennis van God se woord is besig om te erodeer in ons lewens. Ons is besig om die klein pilletjie van geloof af te sluk. 'n Ander interessante artikel wat hulle gedoen het, is hulle 2 groepe mense met mekaar vergelyk. En in hierdie artikel het hulle toe die bevindinge, die gevolgtrekking van hierdie studie het hulle toe gepubliseer. Nou die 2 groepe wat hulle met mekaar vergelyk het, aan die een groep het hulle Christene gevat en aan die ander kant het hulle ateïste gevat. En toe wat hulle gedoen het, hulle het 'n paar morele en etiese sake gaan ondersoek en gaan kyk die groep Christene versus die ateïste, wie se morele en etiese waardes is die hoogste? Nou van die temas wat hulle bestudeer het en ondersoek het, is onder andere eerlikheid en opregtheid. Eerlikheid in jou werk, eerlikheid in jou besigheid, eerlikheid oor die algemeen. Tweedens, getrouheid in jou huwelik. Met ander woorde, ontrouheid, egbreek, pornografie. Derdens het hulle gekyk na die goed wat mense kyk op hulle selfone. Vierdens het hulle gegaan en gekyk na aggressie en meer. Vyfdens het hulle gekyk hoe mense praat, hoe hulle skinder. En dan laastens het hulle onder andere gekyk na hoe mense omgee, verander. Hoe hulle harte en hulle hande oop is, hoe hulle sorg vir die minderbevoorregtes. Hoe hulle dankbaarheid bewys, ook in terme van materiële. Weet jy wat is hier skokkende hartseer? Omtrent in al die kategorieë het die ateïste beter geskoor en beter gevaar rondom etiek en morele waardes as Christene. Ons dink baie keer ateïste het nie morele waardes nie. In hierdie navorsing en hierdie studie het hulle gevind dat meeste ateïste in meeste van die kategorieë meer waardes en integriteit het, amper wil ek sê, as mense wat hulle self Christene noem. Waarom? Waarom, broers en susters? Het ons Jesus nie meer lief genoeg nie? Leef ons nie sy opdragte nie? Gee ons nie om nie? Waarom? Hoor wat sê Jesus. Hoor hoe antwoord Jesus dit. As hy vanmôre hier moes staan en hy het hierdie artikel in sy hand gehou, hoe dink jy sal hy voel? Hoe dink jy sal hy voel as hy dink, ek het my lewe prys gegee vir die wêreld, vir my kinders?
En dis hoe dit lyk. Hoor wat sê hy? Hy sê, as jy my liefhet, sal jy my opdragte uitvoer. As jy my liefhet, sal jy doen dit wat ek vir jou vra. 'n Paar verse terug, sê Jesus 'n interessante ding. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Het jy baie mooi gehoor? Jesus het nie in hierdie gedeelte gesê, ek is 'n guru, of ek is 'n terapeut, of ek is 'n goeie voorbeeld, of ek is 'n genie wat jy net vryf en my net nodig het wanneer jy iets wil hê in jou lewe nie. Het jy gehoor, Jesus het dit nie gesê nie. Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die lewe. En dan net 'n paar verse verder sê hy, as jy my liefhet, as jy hierdie lewe wil hê, moet jy my opdragte uitvoer. Sien, ons leef in 'n tyd waar baie mense dink hulle is verskriklik godsdienstig. En ons dink ek het 'n wanpersepsie begin vorm oor wat godsdienstig beteken. Ons dink as jy elke Sondag kerk toe kom, dan is jy baie godsdienstig. Ons dink as jy elke nou en dan 'n Christelike podcast luister of jy sing gospel songs en dis al wat jy luister in jou kar en in jou huis, dan is jy baie godsdienstig. Ons dink as jy elke sin begin of afsluit by die woorde prys die Here of vir almal vertel, kyk hoe goed is die Here vir my, dan is ons godsdienstig. Dis nie wat die Here vra nie. Dis nie wat die Here sê nie. Jesus sê, as jy my liefhet, sal jy my opdragte uitvoer. Jesus sê, as jy my liefhet, sal jy my genoeg vertrou om my opdragte uit te voer. Dis wat ons gelees het nou in Korintiërs. Gaan lees in Romeine, hoe lyk die nuwe lewe in Christus? Eksodus 20, die 10 gebooie van die Here. Dit is wat die Here bedoel as hy sê, as julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Galasiërs 5 vers 22, die vrug van die Gees, teenoor dit die onheilige lewe. Tel jou woorde, moenie jou aan drank buite gaan nie, leef liefde, moenie oneerlik wees nie, en so kan ons aangaan. As jy my liefhet, sal jy my opdragte uitvoer. Die vraag is, hoe word ons liefde vir Jesus getoets? Broers en susters, daar's nie baie teksgedeeltes in die Bybel wat my bang maak nie. Maar daar is een teksgedeelte in die Bybel wat my baie bang maak. En dit is Jesus se eie woorde. Dit kom uit Matteus uit en ek gaan dit vir u lees, Matteus 7 vers 21 tot 23. Is deel van die bergrede. En Jesus sê die volgende, hy sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil van my Vader doen wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in die naam gepreek nie, deur u naam geeste uitgedryf nie, deur u naam baie wonders gedoen nie, dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het jou nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree het. Jesus sê nie dis die wet wat jou red nie. Jesus sê dis die genade wat jou omdop. Dis die verlossing van Jesus Christus. Dis wanneer jy die pil van verlossing gedrink het, wanneer jy Jesus Christus in jou lewe gesmaak het. Broers en susters, dan dop hy jou lewe om en dan begin jy sy wil leef. Maar as Jesus jou nie omgedop het nie, dan leef jy jou ou lewe. Jy leef jou lewe wat jy was en jy sê maar net, ag, dis okay, ons gaan maar net aan. En hierdie woorde van Jesus laat my aande wakker lê. Jy weet, ons het 'n ou gesegde wat ons altyd vir mekaar sê, en hierdie lewe waarin ons leef, is nie wie jy is nie, dis wie jy ken. Ken daai uitdrukking. As jy dinge wil laat gebeur in die lewe, gaan dit nie oor wie jy is nie, dit gaan nie oor wat jy weet nie, dit gaan oor wie jy ken in die lewe. Die Bybel en Matteus draai dit om. Die Bybel en Matteus sê nie, nee, dit gaan oor wie jy ken nie, dit gaan oor wie jou ken. Jy weet, as ek my selfoon nou vat en ek gaan op my kontaklys in, gaan ek 'n hele klomp celebrities
Wat ons dink, hoe hoeveel mense is, se nommers op my foon vir u kan gee. Nou, ek kan brag en ek sê, ek ken hierdie en ek ken daardie, maar die feit dat ek hulle nommer op my foon het, beteken nie ek ken hulle nie. Die vraag is, as ek hulle bel, sal my naam op hulle foon verskyn. Ken hulle my? En ek moet vir julle sê nee. Dit is maklik om 'n celebrity se nommer in die hande te kry. As jy goed kan Google, kan jy dit uitvind. Beteken dit omdat ek iemand se nommer op my foon het, hulle ken my? Want jy sien wat Jesus sê is, dit gaan nie oor wie jy ken nie, dit gaan oor wie jou ken. Want Jesus sê dit. Hy sê daar gaan 'n dag kom waar jy voor my gaan staan. En jy gaan sê, Here, laat my asseblief in die koninkryk in. Hier staan ek. Ek het in die naam gepreek, ek het duiwels uitgedryf, ek het wonderwerke gedoen, ek het in tale gepraat, ek het allerlei dinge gedoen. En dan gaan die Here sê, wie is jy? Ek ken jou nie. Waarom? Want jy het nie my wil gedoen nie. Hy sê dit 3 keer. Hy sê nie elkeen wat vir my sê, Here, Here sal in die koninkryk ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader. Hy sê, ek sal vir jou sê, gaan weg van my af, ek het jou nooit geken nie. Julle wat die wet van God oortree het, geminag het. Hy sê dit 'n 3de keer in Johannes Evangelie, as jy my lief het, sal jy my opdragte uitvoer. Kan ek jy 'n vraag vra? Is ons besig om godsdienst te speel? Vra jouself die vraag 'n bietjie af in jou eie persoonlike lewe. Is ons besig om net godsdienst te speel? Want baie mense wil Jesus hê as 'n sondaggod. Of hulle wil hom hê as iemand wat daar is as hulle hom nodig het, of wat hom deur die storms van die lewe moet lei. Maar bitter min mense wil Jesus as die Here van hulle lewe hê. Is ons ernstig genoeg oor ons geloof en ons verhouding met Jesus? Is ons geloof en die navolging van Christus vir jou 'n saak van lewe en dood? Jesus kom vra nie vir jou snaakse goed nie. Hy vra nie vanmôre van jou 'n emosionele reaksie nie. Want die emosie gaan verby. Ons kan dit op alle maniere opwek, maar die vraag is, as jy hier uitstap, sal jy by jou huis vir my kies, sê Jesus. Sal jy bereid wees om die minste te wees? As jy hier uitstap, sal jy bereid wees om vir my te sterf as dit nodig is, maar meer belangrik, sal jy vir my leef? Sal jy ter wille van my ongewild wees tussen jou vriende, omdat jy my weg kies, my opdragte, die noupad? Ek wil hê jy moet vanmôre vir 'n klein oombliekie doodstil sit en die oë toemaak. Net daar waar jy sit, wil ek hê moet jy vir 'n oomblik baie stil word en luister. Hoor jy die klop vanmôre? Hoor jy vanmôre as die Here Jesus Christus aan jou hart klop? Hy sê in Openbaring 3, ek staan by die deur en ek klop. Hy praat met die gemeente in Laodicea, 'n gemeente wat dink hulle is verskriklik godsdienstig, maar op 'n manier het hulle die Here uitgeskuif uit hulle lewe. Die Here staan buite hulle lewe, hulle het hom weggeskuif. En dan sê hy, ek staan en klop. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm is nie. En omdat julle lou is en nie warm is nie en ook nie koud is nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Hoor jy vanmôre die Here klop aan jou hart? Het jy my lief? Gaan doen my opdragte. Het jy my lief? Antwoord vanmôre op hierdie klop. Maak jou hart oop, dat ek jou kan omdop. Maak jou hart oop, dat jy vir my begin lewe. As jy my lief het, sal jy al my opdragte uitvoer. Amen. Kom ons bid saam.
Ons Here God, ons wil nie godsdiens speel nie. Ons wil nie ons geloof ligtelik opvat nie. Here, en die laaste ding wat ons wil hê is om eendag voor U te staan en te dink ons was verskriklik godsdienstig met 'n oppervlakkige godsdiens. Ons is bang om daai dag voor U te staan en te hoor U sê vir my, ek het jou nie geken nie. Wie is jy? Here, help ons vanmôre om hierdie woorde ter harte te neem. Help ons vanmôre dat ons geestesore sal oopgaan, Here, en dat U ons vanmôre wakker sal skud. Dat ons vanmôre U stem sal hoor. As jy my liefhet, sal jy my opdragte uitvoer. Amen. Broers en susters, ons slotlied vanmôre is lied 396. En ek wil vra dat ons staan in vers 1, 2 en 3 sing. Maar terwyl jy dit sing vanmôre, wil ek 'n paar goed van u vra. 1. Let op wat die woorde is wat jy vanmôre sing. 2. Gebruik jou verbeelding om jou in te sien vanmôre voor die voet van die kruis. Verbeel jou vanmôre, jy is voor Golgotha, voor die kruis van Jesus en dis die kruisigingsdag. En terwyl jy daar voor die kruis kniel, vra vir jouself of is hierdie woorde in jou lewe waar. As jy my liefhet, sal jy my opdragte uitvoer. Kyk vanmôre na hierdie Jesus, die een wat aan die kruis hang, en hoor vanmôre as hy vir jou van daai kruis afvra, as jy my liefhet, sal jy my opdragte uitvoer. Kom ons staan, dan sluit ons af met lied 396, vers 1, 2 en 3. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en met u bly. Amen.